Ons kom kerk toe vir meer redes as wat ons sê. Ons kom vir rigting, vir ritme, vir verhoudings. Ons kom omdat iets diep binne in ons sê, ek wil die Here beter ken. Ek wil behoort. Ek wil groei. En juist daarom nooi ons jou. Kies om saam met Kerk Sonder Mure die Jesuslewe te ontdek. In ons jaar van minder en meer. Minder vrees, meer vertroue. Minder gejaag, meer genade. Minder isolasie, meer vriendskap. Minder van myself en meer van hom. 2026, die jaar van minder en meer. Begin Sondag. Goeiedag, baie welkom, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons jaarthema is 'n jaar van minder en 'n jaar van meer. So ons fokus in hierdie nuwe reeks wat vandag afskop op meer vertroue. So mag jy uit hierdie gedeelte wat ons gelees in Matteus hoofstuk 14, mag jy 'n boodskap vir vandag kry. Mag jy die stem van die Here hoor. En mag ons as 'n geloofsgemeenskap, ons as Kerk Sonder Mure aanlyn lidmate, mag ons hoor wat die Here vir ons vir vandag so aan die begin van die jaar wil sê. Kom ons dit net so en kom ons doen 'n gebed saam. Ons Vader, ons Hemelse Vader, Here, U is ons God. U is die skepper God. U is die een wat 'n hart het vir mense. Here, U is die een wat die kerk in die lewe ingeroep het. Here, U is die een wat elkeen van ons ken. Elke man, elke vrou, elke kind, elke senior volwassene. Here, dankie vir iets soos die erediens. Here, dankie vir die woordverkondiging. Dankie dat ons 'n Bybel het. Dankie dat ons 'n Ou en 'n Nuwe Testament het. En Here, vandag wil ons net weer dankie sê vir hierdie verhaal van Petrus wat op die water geloop het. Here, ek wil bid dat ons hierdie verhaal op 'n nuwe manier sal verstaan. U weet, baie van ons het hierdie verhaal al gehoor toe ons nog kinders was. Ons het na die verhaal gekyk in ons kinderbybels. Maar Here, as mense wat nou al 'n paadjie gestap het, as mense wat saam met U leef, Here, kom vanuit U liefdeshart, vanuit 'n hart vol genade, 'n hart vol vergifnis. Here, gebruik asseblief hierdie verhaal, gebruik asseblief hierdie teks om vir ons rigting te gee. Here, gebruik asseblief hierdie teks om ons geloof in U te versterk. Here, help ons dat ons ook in 2026 U meer sal vertrou. Amen. Ons lees vandag uit Matteus hoofstuk 14. So as jy 'n Bybel het, maak asseblief saam met my oop by Matteus hoofstuk 14. Baie goeie vriende van ons was by die 8uurdiens, hulle was laat, hulle kind is al bietjie ouer, en hulle het in die moederskamer gesit, en hulle sê vir my, hulle kon eintlik niks hoor nie. So ek wil vinnig net vir die mense in die moederskamer sê, waar gaan vandag se diens? So vang die kinders wat rondhardloop, hou hulle vas, vandag se hele boodskap gaan daaroor. As jy God se werk in jou lewe wil sien, as jy God se, kinders sal praat van, as jy 'n wonderwerk wil ervaar, moet ek en jy as kinders van die Here absoluut gehoorsaam wees aan dit wat die Here vir ons sê. Alright, so dis die kern van vandag se boodskap. Alles wat ek sê, haak daaraan. Maar kom ons kyk na Matteus hoofstuk 14. Julle, hoekom lees ons Bybel? My gut feeling is, hierso is nie 5 mense hierso wat regtig intens belangstel in geskiedenis nie. Veral die geskiedenis van die antieke nabye Ooste. So ons lees nie Bybel om meer te leer van die geskiedenis nie. Glad nie. Dis teologie, dit leer vir ons iets van God. Dis die Heilige Skrif. Nou wat belangrik is, ons is mens en ons leef voor die aangesig van God. Ons, ek en jy, maak nie saak hoe oud jy is nie, ons lees die Bybel en dit help ons om ons eie storie te interpreteer. Dit help ons om ons eie storie te herinterpreteer. Dit help ons om sin te maak van ons lewe. So baie keer in die Bybel, as ons na die verhale kyk en as ons vir die Here vra, Here, met die Gees wat in ons is, help ons om te verstaan. Is dit asof mense sulke patrone sien. Jy sien God werk op 'n sekere manier met hierdie mens en dit beteken dan, okay, hy werk baie keer ook so met my. En jy lees van God wat met mense praat en dan ervaar ons. Ek dink almal van ons het dit al ervaar. Dan voel jy maar die Here praat ook met jou deur hierdie verhale. So hou dit in gedagte, ons is nie nou besig met 'n geskiedenislesie nie. Ons gaan Matteus 14 lees hierdie verhaal, want dit het alles met ons ook uit te waai. So heeltyd soos wat ek lees, soos wat jy na jou Bybelteks kyk, soos wat jy volg op die skerm, vra jy altyd die vraag, maar wat het dit met my uit te waai? Hoe oorvleuel my lewensstorie met dit wat ons hierso gaan lees? So ek lees vir ons Matteus 14 vers 22, ek gaan lees en elke nou en dan gaan ek net stop en iets sê. En onmiddellik het Jesus sy disippels verplig. So kom ons stop net gou, baie interessant. Jesus sê vir hulle moet oor die meer vaar. Maar dis 'n opdrag. Hy beveel hulle moet dit doen. So hy weet daar gaan 'n storm kom. So dit is baie baie interessant. Die Here sê vir hulle, gaan. En onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim en so lank voor hom uit na die oorkant toe te vaar.
terwyl hy die skare wegstuur. Nadat hy die skare weggestuur het, het hy teen die berg opgegaan om in afsondering te bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Vers 24, die boot was reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af. Wat beteken stadion? Dis nou nie Fort Loftus nie, dis nie Ellis Park nie. Dis 'n lentemaat, dis so 185 meter. Die boot was reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af en is deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. In die 4de nagwaak. Nou wat is dit? Hulle het nie horlosies gehad nie. Die aand is opgedeel in wagbeurte, 6:00 tot 9:00, 9 tot 12, 12 tot 3. Die 4de nagwaak was van 3:00 die oggend tot 6:00 die oggend. So in die 4de nagwaak het hy, Christus, na hulle toe aangeloop gekom op die see. Vir die van julle wat nuut is by die kerk, vir die van julle wat die Christen geloof nog so 'n bietjie uitkyk, hierdie is vir ons ook vreemd. Dis nie 'n gewone gebeurtenis nie. Hierdie is 'n buitengewone gebeurtenis. Dis odd. Toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle vreesbevange geraak en gesê, dit is 'n spook, en van angs begin skreeu. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Petrus het hom geantwoord, Here, as dit U is, beveel my om op die water uit te kom. Hy, die koning, die finale koning, hy het gesê, kom. Petrus het van die boot afgeklim en op die water geloop en na Jesus begin gaan. Ons lees vandag net tot sover. Soos wat ons besig is met hierdie reeks, sal ons die res van die verhaal uitpak. John en Nancy Oldberg gaan op 'n date. En John besluit hulle moet op 'n lugballon, 'n vaart op 'n lugballon gaan. Hulle was nie bang vir hoogtes nie. Dis hoekom hulle hierdie rit geboek het. Vir die eerste paar sekondes was dit vir hulle wonderlik. Hulle sien die aarde soos hulle nog nooit die aarde gesien het. Dit is pragtig. Beeldskoon. Maar die mandjie van hierdie lugballon was nie tot by hulle skouers nie. Hulle het gehoop dit gaan 'n mandjie wees wat tot hier is. Hierdie mandjie was net tot by hulle knieë. En toe hulle so 100 verdiepings bo die aarde is, toe pak 'n emosie hulle beet wat hulle nie gedink het oor hulle gaan kom nie. Wat was daai emosie? Dit is vrees. Nou John skryf, hy weet sy vrou is verskriklik lief vir perde en op 'n stadium het hulle oor so 'n range gevlieg waar daar baie perde is en sy hou vas aan daai kabels aan die toue en hy sê vir haar, net om so 'n bietjie van die spanning te breek, Nancy, kyk jy mooi plaas, kyk jy mooi perde en hy sê, sy move nie, al wat sy sê is, ek sien, dit is pragtig. En om net iets te doen, begin hy 'n geselsie, 'n gesprek aanknoop met die vlieënier, met die loods. En hy vra vir my, hoe het dit gekom dat jy lugballonne vlieg? En hy antwoord hom toe en hy begin sy antwoord met die woordjie dude. Dude die storie is, maar hy sê toe hy as dude aangespreek word, toe weet hy hierso is moeilikheid. Hy het gehoop hierdie ou is 'n uiters verantwoordelike neurochirurg, kinderarts, 'n vegvlieënier wat net die kat misgeloop het vir NASA se nuwe ruimteprogram. Maar hy sê vir hom, nee, wel hy vlieg hulpbronne, maar hy het nie eintlik 'n werkie. Hulle lê maar daar op die strand rond. Op 'n stadium in sy lewe het hy te veel gedrink, karre afgeskryf, sy boetie seer gemaak. En hy is bietjie onseker want hy het nog nooit hierdie tipe lugballon gevlieg nie. En as dit bietjie choppy is soos wat hulle moet hulle net En Nancy, vrou van hom, sy hoor hierdie gesprek. Daai mandjies is mos nie baie groot nie. En sy sê vir John, my man, wil jy vir my sê, ons is 300 meter bo die grond. En ons plaas ons lewe in die hande van 'n werklose surfer wat te veel gesuip het, sy bakkie afgeskryf het, sy boetie afgeskryf het en nie weet om hierdie lugballon te land nie. Julle, dis die vraag, as ons werk met hierdie vertroureeks, is die vraag, julle is met 'n praktiese vraag. In wie se hande plaas jy jou lewe? Wie gee vir jou raad? Wie gaan jy volg? As daar storms in jou lewe, as die storms begin woed, as die winde begin waai, in wie se hande wil jy wees? So as vir 'n oomblik terug na hierdie storie toe, hierdie verhaal van Jesus wat op die water loop, Petrus wat op die water loop, is opgeteken in van die ander evangelies ook. Ons lees in die ander evangelies, dit was al sterk skemer. Ons kan sê dit was amper al donker toe Jesus vir hulle die opdrag gee
vaar na die oorkant toe. Nou die see van Galilea is min of meer so groot soos Centurion, hier van Cornwall af, Rooikraal te Rooikraal, Laerskool Wierda Park tot by Laerskool Swartkop, om tot daar so by Woeries, Hoërskool Centurion, terug Irene toe. So dis 'n redelike groot muur, groot meer. Jesus sê, vaar na die oorkant toe. Geen probleem vir Petrus nie, want hy het groot geword op die see van Galilea. Wie van julle, sommer interessant, dat jy hoef nie te brag en goed nie, maar wie van julle kon al op laerskool bestuur? Wie van julle kon al dan maar 'n bakkie ry? Weet jy, as jy op 'n plaas groot geword het, dan sê jou pa mas vinnig vir jou, vat gou die bakkie, doen dit, doen dat. Goed so Petrus, vandat hy 'n laaitie is op hierdie bootjie. So dit was nie vir hom 'n issue dat Jesus sê, gaan vaar oor nie. Nou hoe het hierdie bootjies gelyk? Interessant. As jy 'n bietjie speel op Google en jy tik net in Jesus boat, sal jy min of meer 'n foto sien van 'n bootjie wat so lyk. Nou hoekom is hierdie bootjie vir ons belangrik? In 1986 was daar geweldige droogte in die area van die see van Galilea, die water het gesak en die ouens het hierdie bootjie gesien. Met koolstof 14 toetse het hulle toe hierdie bepaal hoe oud hierdie bootjie is, en hierdie bootjie dateer uit die tyd van die Here Jesus Christus, uit die tyd van die Nuwe Testament. So ons sal naïef wees om te dink dit was die bootjie waarop hulle gevaar het, maar dit gee vir ons ten minste 'n idee hoe het hierdie bootjies gelyk. So 8 by 2 meter lank, min of meer so 14, 15, 16 mense kon op hierdie bootjie pas. Teks sê vir ons, die wind was teen hulle, en die Griekse teks lyk dit, die van julle wat lief is vir swem, die van julle wat al die Midmar geswem het, die van julle wat al in 'n dam geswem het, die teks sê vir ons, die Griekse teks sê vir ons, dis asof hulle, baie interessant, onder die golwe geswem het. So dit was 'n geweldige storm. Hulle het waarskynlik, kom ons sê, so 7 die aand begin roei, dis nou al minstens 3 uur in die oggend, so jy kan dink hoe moeg jy is, as jy nou al vir 7, 8, 9 ure lank net roei en goed, en jy vrees vir jou lewe. Hulle is in die middel van die meer, Johannes sê vir ons, hulle was al so 25, 30 stadion weg, dit beteken so 5, 6 kilometer op die meer, en hier in die middel van die meer, sien hulle 'n figuur. Hulle sien iemand aankom, onthou nou, die teks sê dit vir ons duidelik, hulle was nie seker wie dit is nie. Kan ek gou sien julle, wie van julle was voortrekkers? Julle onthou daai klassieke voortrekkerprogram, 6 uur is dit neskrop, 7 uur is dit aandete, 8 uur is dit games, 9 uur is daar 'n sessie, en dan teen so 11:15 se kant is dit tyd vir spookstories. Jesus se disippels, as ons die evangelies fyn lees, was na alle waarskynlikheid jonger as 20. Paulus dalk 'n bietjie ouer, want hy's die enigste een wat belasting betaal het, maar hulle was 'n klomp kinders. So, wat is hulle reaksie? Dis 'n spook. En nou is die vraag, onthou, Jesus is nie 'n kulkunstenaar nie, hy is nie in daai America's Got Talent en Britain's Got Talent, hy is nie in daai game nie. Hoekom loop Jesus op die water? So hy stuur hulle vooruit, en hy kom op die water aangestap. So ons kry 'n baie interessante antwoord in Markus se weergawe van hierdie verhaal. So Markus 6, vers 48 sê vir ons, hy wou by hulle verbygaan. So daai woord verbygaan is verskriklik belangrik vir vandag se boodskap, is verskriklik belangrik vir my en vir jou. So as ons so 'n woord kry, moet ons die vraag vra, alright, wat is hierdie woord in die Grieks, en hoe word hierdie woordjie gebruik in die Ou Testament, in die Griekse vertaling van die Ou Testament, die Septuaginta. Ons sien daarso, in Exodus hoofstuk 33, is daar 'n intieme gesprek tussen God en Moses. En Moses, is amper asof hy met die Here stoei, maar die teks sê vir ons, Jesus praat met hom soos hy met 'n vriend praat, en Moses sê vir Jahwe, vir die Here God, ek wil U sien. En die Here sê vir Moses, maar jy kan my nie sien. Jy's 'n mens, en jy gaan sterf as jy my sien. Maar dan doen die Here iets met Moses. En julle kan saam met my lees, dis Eksodus 33, vers 22 en 23. Die Here sê vir Moses, so hy gaan sit hom op 'n plek neer, op 'n rots, op 'n klip, op 'n berg, en dan sê die Here vir Moses, wanneer my heerlikheid dan, die presies dieselfde woordjie, verbygaan. So Markus sê vir ons, Jesus wou by hulle verbygaan, Jahwe, die God van die Ou Testament sê vir Moses, wanneer my heerlikheid, wanneer my magtige teenwoordigheid dan verbygaan, sal ek jou in die rotskeer sit, en ek sal jou met die palm van my hand toehou, totdat ek verby is. Dan sal ek my handpalm wegneem, en jy sal my van agter sien, maar my gesig mag nie gesien word nie. So as ons die woord verbygaan lees, as Markus vir ons sê, Jesus wou by hulle verbygaan, het dit iets te maak
met God wat hom aan sy mense, aan sy disippels wil bekend maak. Ons kry dieselfde gedagte in 1 Konings hoofstuk 19. Elia is op moedverloorse vlagte. Hy's besig om te vlug. Hy's klaar met die lewe. En hy praat met die Here en hy stoei ook met God. En die Here doen amper dieselfde met hom as wat hy met Moses doen. Hy sit hom neer. Hy sit hom op 'n rots en dan sê die Here vir hom, en ek werk met die 2020 vertaling wat nogals 'n letterlike vertaling is. Ek wil weldra. Wat beteken weldra? Ek wil binnekort. Ek wil nou. Ek wil gou. Weer eens daai woord. Ek wil verbygaan. So as ons die vraag vra, hoekom? In hierdie storm, hoekom het Jesus verbygegaan? Hoekom het hy by Moses verbygegaan? Hoekom het hy by Elia verbygegaan? God in sy grootheid het besluit, die tyd is reg. Dat hierdie kinders van my, hierdie disippels, dat hulle iets van my moet leer. Ek gaan hulle iets van myself wys. Ek gaan my op 'n sekere manier, 'n bepaalde manier aan hulle bekend maak. Ek gaan my aan hulle openbaar, sodat hulle kan sien wie ek regtig is. So nou, as ons hierdie verhaal net vir persoonlik, as jy so sit, en ek besef, almal van ons is op verskillende plekke, maar as jy so sit, en jy sê net, 2025, 2026, dit was chaos in my lewe. Ek het teen die wind ingevaar, ek het soos hierdie bootjie onder die golwe geswem. Wat weet ons? Ons weet, die Here weet. Hy het ons aandag, as ons in die storms is. Here, as jy gelowig is, of jy ongelowig is, as die storms woed, bid ons. So die Here weet, ons is oop vir hom, as ons in sulke donker, diep waters is. So hou dit in gedagte. As die storms om jou woed, bly bewus daarvan, dat God dalk nader aan jou is, as wat jy dink hy is. En dis in hierdie omstandighede, wat Petrus 'n idee kry. So hulle hoor dis Jesus, maar Petrus is nog nie 100% oortuig dat dit Jesus is nie. En hy kry 'n idee. Nou hierdie idee wat hy kry, het niks uit te waai met die neem van risiko's nie. Dis nogals belangrik vir vandag se boodskap, dis belangrik vir hierdie reeks. Dit gaan nie hieroor om iets stupid te doen nie. So hierdie gaan nie oor 'n adrenaline rush nie. Dit het niks met daai Red Bull events te doen nie. Hy kry 'n idee, hy kry 'n gedagte. En die idee wat by hom opkom is, my Here, my leermeester, wat ons 'n paar ure terug die opdrag gegee het om oor die meer te vaar. Ek wil hê hy moet weer vir my 'n opdrag gee. Ek wil hê hy moet my kommandeer. Ek wil hê hy moet vir my sê ek moet iets doen. En as hy vir my die opdrag gee, dan sal ek dit doen. So waaroor gaan dit hier? As jy aan hierdie verhaal dink, soos ons die volgende paar weke hiermee besig is, as jy aan hierdie verhaal dink, soos jy jou eie stilte tyd doen, hierdie gaan oor die hart van disippelskap. Dit gaan oor radikale disippelskap. Waar gaan 'n radikale disippelskap? Dit gaan oor radikale gehoorsaamheid. Die Here sê vir jou iets, en jy doen dit. So dis 'n vraag. As jy jou eie lewe ondersoek, as jy jou eie hart ondersoek, wanneer laas het jy gebid, en wanneer laas het jy vir die Here gevra, het jy vir die Here gesê, Vader, God wat in Christus mens geword het, Abba Vader, sê vir my wat om te doen. En as hy vir my gesê het, dan sal ek dit doen. Vader, geef my 'n opdrag. En wat hy ook al sê moet ek doen, ek sal ja sê. Dit is 'n bekende verhaal in die kerkwêreld. Vorige eeu, 'n jong meisie van Albanië, haar naam was Anjesu, sit op 'n trein en sy bid hierdie gebed. Sy sê vir die Here, so ek sê, sy was nog 'n jong meisie, jong vrou. Sy sê vir die Here, Here, ek sal ja sê. Sê vir my wat om te doen. Here, ek sal ja sê. Maak nie saak wat U sê nie. As dit van U afkom, sal ek dit doen. En die Here stuur haar na die armstes van die armes in Indië. In 1979 wen sy die Nobelprys vir vrede. Ons almal ken haar. So Petrus vra vir Jesus, Here, geef my 'n opdrag. En ek sal dit doen. En een woordjie. Jesus sê vir hom, kom. Waarskynlik met mekaar Aramees gepraat. Hy het vir hom dalk net gesê, da beteken, kom hier. Vertrou my genoeg.
om te beweeg. En Petrus doen dit. Aanvanklik lyk dit of hy so 'n bietjie trap het. En toe gaan hy. Soos jy jou storie in hierdie storie sit. Julle, dis 'n gegewe dat die lewe moeilik is. Op 'n uiters sekulêre vlak, die psigiater M. Scott Peck, hy skryf hy boek The Road Less Travelled, baie bekende boek. En hy begin sy boek. Dis die eerste woorde van sy boek. Hy sê net life is difficult. Full stop. Jesus sê, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê. Jesus sê elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. In die bergrede praat Jesus van stortreën wat val. In die bergrede praat Jesus van vloede wat afkom. In die bergrede praat Jesus van die winde wat teen jou lewe, teen jou huis gaan ruk. Dis in sulke tye wat ons moet bid en vir die Here sê, Here, Vader, wat moet ek doen? As U wil hê, ek moet na U toe stap, sê vir my, geef my die opdrag, want die implikasie van Matteus 14 is, as jy op die water wil loop, dan moet jy uit die bootjie klim. Van julle ken hierdie geloofswaarheid, so kan ek dit weer sê, as jy so sit, jy's 'n gewone mens, as jy op die water wil loop, dan moet jy iewers in jou lewe reageer op die stem van die lewende God, maar dan sal jy uit die bootjie moet klim. Ons gebruik hierdie verhaal, die afgelope klomp eeue, die kerk gebruik hierdie verhaal as 'n metafoor vir ons lewe. Almal van ons het 'n bootjie. Almal van ons het 'n plek waar ons is, en dis vir ons tot 'n mate veilig, dis gerieflik. Jong mense sal sê ons is daar in ons comfort zone. Maar dis nie waar Jesus is nie. In hierdie verhaal is Jesus nie in die bootjie aanvanklik nie. Hy's op die water. So 'n vraag vir vandag is, en dis nogals 'n persoonlike vraag is, wat is jou bootjie? Wat is hierdie plek waarop jy sit, en jy het in daai plek nou al so warm gebroei, jy's nie lus mee om op te staan nie. Maar iets binne jou, en dis die Gees van God wat aan die werk is binne ons. Iets binne ons sê vir jou, maar jy's gemaak vir meer. En daar kan meer betekenis in jou lewe wees. As ek 'n sporttaal kan gebruik, baie keer sal die Gees van God vir ons sê, Koot, bly net safe. Moenie net in die bootjie bly nie. Vir van ons is ons bootjie gewoon net jou werk. So ek sê, hierdie verhaal gaan nie oor stupid risiko's nie, so moet asseblief nie jou werk bedank nie. Maar, as die Here God die afgelope klomp jare al vir jou sê, gaan doen iets anders, en jy weet dis die Here wat praat, en jou eggenoot weet dis die Here, en jou kinders weet, en jou geloofsvriende weet, wat hou jou terug? So ons bootjie is daai goed waarvan ons wil dit nie los nie, ons wil nie afstand doen daaraan nie. Dit is net te lekker. Vir van ons is dit 'n verhouding. Baie van ons young adults sit in 'n verhouding, en hulle weet hierdie ou's nie goed vir hulle nie. Hulle ma sê dit vir hulle hartsvriendinne sê dit vir hulle weet dit ook. Maar jy is nou nie lus om die res van die jaar te speel op Tinder en op Koer nie, so jy bly nou maar in daai bootjie. Maar as jy op water wil loop, dan moet jy uit die bootjie uitklim. Heel interessant. Vir van ons is ons bootjie 'n sekere tipe sonde. Iets wat jy hoef nie oortuig te word nie. Jy weet daai gewoontes, daai gedrag is buite die wil van die Here. En ons bly maar net daar. Want net 'n reality check, sonde het 'n pay-off. Partykeer is daar iets lekkers aan sonde. Die lekker hou nie baie lank nie, maar vir 'n paar oomblikke is dit lekker. Maar ons is nie lus om die sonde te breek nie. En die issue is, as ons in sonde leef, dan kan ons naderhand nie meer die Here God sien nie. Dis hoekom Jesus en dis hoekom die Johannes die Doper hulle prediking begin met die woorde, bekeer julle. Want as ons sondes los, kan ons makliker God in hierdie wêreld raak sien. Gesê dis die wat rein van hart is. Hoekom? Want hulle sal God sien. So van ons se bootjie is gewoon net sonde. Gewoontes wat ons weet buite die wil van die Here is. Van ons se bootjie is gewoon net, ons is selfsugtig. Ons is kinders van die Here. In ons binnekamers bid ons. Maar dit is asof ons nie ons geloof wil deel met ons vriende, met ons familie, met ons kollegas nie. Ons hou dit vir onsself. Maar iewers sal ons uit die bootjie moet klim. En iewers sal ons net daai WhatsApp moet stuur. Eers sal ons net daai foonoproep maak en vir daai vriend van jou sê, daai vriend wat jy weet oop is vir die Here. Iewers sal ons net daai boodskap moet stuur om te sê, kom. Jy kan nie alleen deur die lewe gaan nie.
Jy kan nie iemand anders as Jesus Christus volg nie. Hy het die lewe, hy het die woorde wat ewige lewe gee. So ek sluit vir ons af. Ons sit hier so, begin van die jaar, as jy as mens, as jy as 'n gewone mens, God se werk in jou lewe wil sien, wees gehoorsaam. As die Here vir jou sê jy moet iets doen, al is dit ietsie kleins, al is dit iets wat 'n minuut vat, net daai WhatsApp om te stuur, Boeta, ek is jammer. Hoorie ma, kan ons dinge weer regmaak? Baie keer is dit die klein goed wat die Here vir ons sê, baie keer is dit die klein goed wat die Here van ons vra. As ek en jy God se werk in ons lewe wil sien, as ons in kindertaal wonderwerke wil sien, dan moet ons radikaal gehoorsaam wees. Ons kry eintlik 'n perfekte illustrasie van in Johannes hoofstuk 2. Jesus, sy ma, sy disippels by 'n bruilof, daar's nie meer wyn nie. Dis 'n krisis, dis 'n sosiale krisis. En Maria, die ma van Jesus, weet Jesus is die seun van God. Sy weet nie wat hy gaan doen nie. Maar al wat sy vir die kelner sê is, wat hy ook al vir julle sê, moet jy doen. So ek wil herhaal, sy het nie 'n klou wat hy gaan doen nie. Maar sy weet, as hierdie kelners, as hulle gehoorsaam gaan wees, gaan hulle God op 'n manier sien, wat hulle nog nie gesien het nie. En dis waar vir my, en dis waar vir jou. 3 uur die oggend, toe die golwe oor hulle breek, pikdonker, het Jesus na hulle toe gekom. Hulle het nie na hom gesoek nie, hulle het hom nie verwag nie, hulle het hom nie gebel nie, hulle het hom nie ge-WhatsApp nie. Het was onverwags. Mag jy ook, in 2026, mag jy die Here sien in jou lewe. Mag hy ook op onverwagse tye en onverwagse plekke opdaag in jou lewe. En mag jy dan, as die Here dan vir jou iets sê, mag jy absoluut gehoorsaam bly aan die wil vir die Here. As ek en jy God se werk wil sien in ons lewe, dan moet ons absoluut gehoorsaam wees. Amen. Ons Here, ons is mens. Ons kan onsself nie lei nie. Here, ons wil nie hê ons lewens moet in ons eie hande wees nie. U is ons koning. Here, U is ons redder. Maar ons weet U is ook ons goeie herder. U is die een wat ons lei. U is die een wat die toekoms inhou. U is die een wat weet hoe 2026 vir elkeen van ons gaan lyk. Mag ons, Here, U stem hoor. Here, mag ons absoluut gehoorsaam wees, as U vir ons sê ons moet iets doen. Al is dit ietsie kleins. Mag ons reageer, Here. Geef ons die moed, die moed en die krag wat net U vir 'n mens kan gee. Here, geef ons die moed en die krag en die durf en die ywer om gehoorsaam te wees aan U stem. Amen.